Is ingeskakel op Grootplaas. Ons gas saam met ons vanoggend, Gawie Lotterhuis van TLU Suid-Afrika. En ons gesels oor die nuwe voorgestelde wysigingswetsontwerp vir vuurwapenwetgewing. Gawie, goeiemôre en welkom. Baie dankie Doepie, groot waardering daarvoor. So, kom ons skop gou af met die wysigingswetontwerp op vuurwapenbeheer. Dit staan bekend as die Firearms Control Amendment Bill Correct. van 2021 en dit wek tans kommer onder verskeie vlakke van die samelewing. Kan jy vir ons dalk net sê hoe dit nou ontstaan eerstens en wat die motivering met ander woorde is agter die regering? Wat is hulle doel hiermee? Goed, hierdie ding het sy ontstaan gehad by die minister van polisie spesifiek. Maar ek glo, hy is natuurlik ook geadviseer in dat hy nie 'n eensydige besluit hier rondom geneem het nie. En dit gaan daaroor in kort. En ek lees vir jou wat die adjunkminister van polisie onlangs gesê het hieroor. En dit is baie interessant wat gesê word. Sy sê, onder andere, die vuurwapen en die lisensiering daarvan soestans is nie voldoende nie. En die hele doel hiervan is met hierdie nuwe regulasies is om onder andere vuurwapens wat tans in sirkulasie is te verminder. Nou hoe hulle daarby uitkom, weet ek nie. Sy sê ook dan onder andere wat die langtermyndoel is hiervan is die redes hoekom mense wapens vir selfverdediging wil hê om dit te verminder deur beter polisieering en veiligheid onder andere aan die boere op plase te verseker. Nou vra mense die vraag, hoe kom 'n mens daaruit om wettige vuurwapens in sirkulasie te verminder om onwettige wapens te beperk en in dieselfde asem deur beter polisieering onder andere en beter veiligheid op plase te verseker. Nou vra ek vir jou die vraag onder andere. Hulle kan dit tans nie eers doen nie. Met alle respek, ek is betrokke by plaasveiligheid onder andere, plaasaanvalle, plaasmoorde. Ek sien nie hoe dit ooit kan realiseer nie. En hierdie ding op die ou einde lê aan die voete van die boer op hierdie stadium. As hy ontwapen, ontman word om homself te verdedig op sy plaas, waar plaasveiligheid op hierdie stadium 'n baie groot probleem is, dan vra ek die vraag, wat is regtig die doel agter hierdie verandering van die regulasies wat die vuurwapenwetgewing aanbetref? Daar's baie vrae hier rondom. So vra verskeie instansies, die jagters, al hierdie mense vra rondom vrae hier rondom. Wat is regtig waar die doel hier agter? Om vuurwapens in sirkulasie te verminder? Dit maak nie sin nie. Hoe gaan dit onwettige vuurwapens beperk? En dit is amper half die grootste probleem, want was dit nie vir die boereverenigings wat by mekaar staan, plaasveiligheid wat hulle self in hulle eie hande neem nie, met selfverdedigingsvuurwapens, sou daai nommers op plaasaanvalle baie hoër gewees het as wat dit tans is? Absoluut so. Dit is so. En dan gaan mens verder om te sê, helfte van die onwettige vuurwapens in sirkulasie is gesteel by die polisie. Dit is gesteel by die polisie onder andere en ook gesteel op ander plekke. Onder andere waar hulle inbreek op plase en kluise oopbreek en met die vuurwapens verdwyn. Daai vuurwapens word eenvoudig net nooit weer gevind nie. Want die polisie, met alle respek, met hulle ondersoeke en die opvolg van 'n plaasaanval en 'n plaasmoord, daar's baie vraagtekens daar rondom hoe hulle dit doen en die suksesse wat behaal word. En ek moet ook sê, en ons het dit die afgelope Dinsdag ook gesien, as dit nie vir ons sekuriteitsmaatskappye is nie, en ek wil hulle onder andere noem, Fidelity, as dit nie vir hierdie mense was nie, dan weet ek nie, want hulle is die mense wat op hierdie stadium
veiligheidsmaatskappye, ander sekuriteitsmaatskappye, hulle is die mense wat die suksesse behaal op hierdie stadium. Absoluut. Ja, Gawie, kom ons praat net gou 'n bietjie vinnig oor in 2021 is die wetsontwerp gepubliseer, maar dit is nog nie deur parlement aanvaar nie. Wat het intussen gebeur en waar staan dit nou? kom ek antwoord dit so. En ek dink dit is wat baie mense nie wil hulle wil dit eintlik nie hoor nie. Want hierdie is 'n ongelooflike emosionele aangeleentheid. Sedert 2021 tot nou toe het eintlik nog niks gebeur nie. Hierdie voorgestelde wysigingswetsontwerp in terme van die regulasies het tot op hierdie stadium nog nie eens ter tafel gekom in die parlement nie, hoegenaamd nie. En in die tydperk van 2021 tot nou toe, kyk, hierdie ding is geïnisieer deur die minister van polisie. Van 2021 af trek ons nou by ons het begin by Tele wat hierdie ding op die tafel gesit het. Ons het gegaan Mthunu toe wat nou op hierdie stadium Almal geïmpliseer is by die Madlanga kommissie. Heeltemal korrek, en ons sit nou op hierdie stadium met waarnemende minister Kachalia. Nou, toe hy in die stoel gekom het hierdie ding onder sy aandag gekom. Hierdie voorgestelde wysigingswetsontwerp. En hy het gesê, ons moet hierdie ding weer oopmaak vir kommentaar aan die publiek. En die mense wat werklik betrokke is by hierdie hele aangeleentheid. Ons moet weer vra vir kommentare. Gawie, kom ons sny net gou daar af. Ons gaan hoor wie is die mense wat die kommentaar nou moet lewer. Goed. Op hierdie. Ons is nou weer terug net na die breek. Ons gas op Groot Plaas vanoggend, Gawie Lotter van TLU Suid-Afrika. Ons gesels vir die nuwe voorgestelde wysigingswetsontwerp vir vuurwapenwetgewing. Nou is tyd vir die Groot Plaas kalender. Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas vanoggend Gawie Lotter van TLU Suid-Afrika oor die nuwe voorgestelde wysigingswetsontwerp vir vuurwapenwetgewing. Gawie, jy het so net voor die breek vinnig genoem dat daar is 'n verskeie rolspelers wat bietjie meer aandag hierso aangee en ook hulle stemme dik maak rakende hierdie wysigings op die wet. Wie is spesifiek hierdie ouens, want ek sien nou die DA voer aan dat die wetsontwerp wetsgehoorsame vuurwapeneienaars teiken terwyl misdadigers steeds onwettige vuurwapens gebruik. Ja. Daar's verskeie organisasies wat op hierdie stadium beswaar aanteken deur hierdie voorgestelde regulasies. Die jagtersvereniging, die jagtersgilde, verskeie regslui, weet waar privaat mense hierdie saak aanhangig maak by hulle prokureurs, advokate en so meer. So op verskeie terreine is daar besware wat tans aangeteken word, bekommernisse uitgespreek word. Wat hou die toekoms vir my in? Ek word ontneem van die reg om myself te verdedig. Wat gaan die pad vorentoe vir my wees? Terwyl ons geteiken word en die krimineel in die bosse, hy word nie gereguleer nie. Ja. Daar is nie 'n manier om hulle te beheer, te identifiseer nie. En dit is 'n baie groot probleem. So daar is verskeie organisasies op hierdie stadium wat beswaar aanteken. Ek wil ook net noem 'n interessante punt. Daar is onder andere wat die parlement aanbetref, al die partye wat daar sit, en dit sluit onder andere in die regerende party,
dis onder hulle almal se aandag. En die kommentare wat vanuit parlementsgeleedere kom op hierdie stadium, hulle is daar teen. En dit is baie, kom ons noem dit, die ANC byvoorbeeld, wat die regerende party is. Hierdie ding het sy ontstaan vanuit ANC-geleedere. Maar hulle het 'n groot probleem daarmee, want die meeste van daai lede wat daar sit met 'n wettige, hopelik, vuurwapen in sy besit. Hy gaan nie meer die vermoë hê om homself te verdedig nie. En dit is vir die regerende party se lede ook 'n probleem. So hierdie ding is nog nie ter tafel gelê nie. Dis nog glad nie gedebatteer nie. En die aanduiding is op hierdie stadium, daar gaan groot teenkanting vanuit parlementêre geleedere wees teen hierdie voorgestelde wysigingswet. So jy het nou Gawie genoem dat meneer Kachalia wat nou die instaan hoof is van polisie, hy wil dit weer oopmaak vir gesprek, maar sou dit dan nou weer oopgemaak word vir hierdie gesprekke en dit kom tot op 'n punt, wat gaan dit beteken vir Jan Alleman wat kom ons sê 'n seksie 13 vuurwapen in sy besit het vir selfverdediging? Selfverdediging as rede op hierdie stadium. Jy kan 'n lisensie kry vir selfverdediging op hierdie stadium. En wat dit dan verander, en ek lees dit vir jou, Doopie, selfverdediging word verwyder as 'n geldige rede. Jy moet jag, sportskiet, versameling van vuurwapens of 'n beroep gee as 'n rede nou. Met ander woorde, jy kan nie meer 'n lisensie kry volgens artikel 13, soos wat dit tans is, om jouself te verdedig nie. Dit verander. Jy moet ander redes nou gee. En ek dink dit is iets wat Jan en Alleman groot laat in bekommernis op hierdie stadium. Byvoorbeeld herlisensiering van jou vuurwapen. As jy jou vuurwapen tans moet herlisensieer en jou vuurwapenlisensie het verval, bly jou vuurwapen in jou besit. Korrek, ja. Met die nuwe regulasies soos voorgestel, en jou vuurwapenlisensie verval, moet jy jou vuurwapen inhandig by die polisie, by die poliestasie. Dit gaan nooit Waar gaan dit opeindig? Ja. Hoe weet jy kry ooit weer jou vuurwapen terug? Ek betwyfel dit. Baie sterk. As jy sien hoe vuurwapens in hulle besit wegraak en verdwyn, dan het 'n mens geweldig baie vrae daar rondom, onder andere Doopie. Gawie, ons het letterlik 20 sekondes oor om af te sluit. Waar staan ons tans met die proses en wat kan gedoen word in terme van besware? Kan ons dit iewers aanteken? Ja. Waar staan ons tans in die proses? Die waarnemende minister van polisie, meneer Kachalia, het aangekondig, en dit is reeds van krag, hy het die geleentheid om kommentaar te lewer, het hy nou weer eens oopgemaak. Kan ons al daai inligting op die TLU webtuiste kry waar om beswaar aan te teken? Heeltemal so. Fantasties. Dit kan na ons toe kom, dit is verseker die geval, ja, Doopie. En ek wil ook net noem, terwyl ons nou daaroor... Gawie, ek gaan jou moed afsny, want ons tyd raak so min, maar ons sal hierdie inligting deurgee aan die kykers. Dis Gawie Lotter van TLU Suid-Afrika oor die nuwe voorgestelde wysigingswetsontwerp. Dis al waarvoor ons tyd het. Ongelukkig vanoggend, ons kuier weer môreoggend saam.